vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit en die owerste oor die koning, sal oor golf sy slaap en drome, maar s'avonds sal dan droog hy weg om verby, maar wie kan enkel voor te kla, leer ons dan so te dat wysheid ons voortlei in ons gaan, ons hart kan val. Betoon ons medelij. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper, die Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, in die Heilige Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, sê
moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing saam Skrifberuiming 15:5, vers 4 tot 7, dit is Openbaring 2, vers 12 tot 17. Daarna gaan ek hier voor in gebed. By ons is die gebruik dat die mans staan. Aan alle wat my woord bewaak, die Satans dieptes nie genaak. Aan die getroues gee ek las, kleef enkel aan my woorde vas. Aan wie oorwin onwankelbaar, my werke tot die eind bewaar. Hy sal oor nasies triomfeer, met ysterstaf sal hy regeer. Soos kruike so te pletter slaan, die leers teen hom opgestaan. Dis afglans van die heerskappy, wat hy die Vader gee aan my. Boodskapper van die dag wat kom, die môrester gee ek aan hom. Ontwaak dan slapers van die nag, gee op die Gees se roepstem ag. Ons Vader wat in die hemel is, geseënd is U heilige naam oor die ganse aarde. Hoe goed is U wil, skien in die hemel en op die aarde. Mag die mond van elke lewende wese U besing as die skepper en versorger van ons ganse lewe. Hemelse Vader, U versorg nie ons daaglikse fisiese lewe nie, maar bo alles sorg U vir ons na ons diepste innerlike behoeftes. U ken ons en U hoor ons wanneer ons bid en met U praat oor al die dinge wat leef in ons harte. Hierdie hele afgelope jaar het U ons gedra deur die goeie en die slegte tye. En wanneer ons ongehoorsaam was en ons rug op U gedraai het, dan het U nie dieselfde met ons gedoen nie. Ons bely dat U aan ons getrou gebly het, terwyl ons dikwels ontrou was aan U. Nooit het U ons 'n oomblik alleen gelaat of verlaat nie. Hemelse Vader, hierdie jaar was U woord vir ons baie belangrik, maar ook nie altyd nie. Ons bid vir mekaar dat dit sal verander.
Laat ons terugkeer na U toe, laat ons U woord en U wet neem as die eerste belangrikste beginsel van ons lewe. Laat ons weer daar begin. Laat die Heilige Gees hierdie erediens gebruik om ons lewens weer op die regte spoor te bring. Vergewe ons, Here, waar ons afgedwaal het, want wie is daar van ons wat nie ontrou geraak het en afgedwaal het nie? Ons gebedslewe het ook dikwels verkoel, afgeplat en 'n roetine geword, 'n blote pligpleging. Vanoggend kry ons skaam daaroor, maar daar was hierdie tye in ons verhouding met U, maar U kan dit ook vir ons verander. Sommige van ons het dalk maar baie skraps gebukt. U weet dit, want daar is nie met U gepraat nie. Daar was net hierdie verdowende stilte van ons kant af. En wanneer ons dalk wel nog gebid het, dan was dit sondig en dit was selfsugtig, omdat ons U nie aanbid het nie. Ja, Here, laat ons oortredinge verdwyn saam met die ou jaar, en laat ons die verlede agter onsself sit. So dikwels laat ons toe dat die verlede ons hede en ons toekoms bepaal. Dan leer ons nie uit die verlede met die oog op die toekoms nie, maar dan is die verlede die donker wolk wat oor ons lewens hang. Verlos ons van die verlede, sodat ons kan lewe soos wat die meeste tot U verheerliking is. U is die koning van die hele aarde. U is die koning en meester van die tyd. U is bo tyd verhewe. Dink tog aan ons wat op hierdie aarde nog onderhewig is aan tyd en die gevolge van tyd. Hier by die wisseling van die jaar, mag ons die meeste kan maak van hierdie oorgang, terwille van ons verhouding met U. Ons bid, Here en Meester, dit alles in die naam van U Seun. Ons het niemand anders in wie ons vertroue wil stel nie. Ons bid dat U ons in U naam sal verhoor. Amen. Geliefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here. In die eerste plek lees ons uit Hosea hoofstuk 8 vers 1 tot 14. Hosea hoofstuk 8 vers 1 tot 14. Nou, jy sal onthou dat Hosea is die profeet wat die Here aangesê het om met die hoer te trou, as afbeelding van sy verhouding met die volk Israel. En ek noem haar nie 'n prostituut nie of 'n gesellin, want dit is 'n versagting van die wêreld. Die Bybel sê sy was 'n hoer en hy moes met haar trou. En die Here gebruik dan daardie verhouding om vir die volk te wys wat hulle doen. Nou, later in die boek Hosea, wat die meer onbekende deel van die boek is, dis waar ons nou kom, dan kondig hy die oordeel van die Here aan, en dit behels baie die oproep dat die mense hulle moet bekeer, dat hulle moet besin oor hulle lewe, hulle moet dink oor hulle lewe. So in die 2020 vertaling lees dit so, Hosea 8, bring die ramshoring na jou mond, daar sirkel 'n arend bo die huis van die Here, omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet in opstand is. Na my roep hulle om hulp, my God, ons Israel, ken U. Israel het die goeie verwerp, 'n vyand sal hulle agtervolg. Daardie manne het konings aangestel, maar sonder my goedkeuring. Hulle het leiers aangewys, maar ek ken hulle nie. Met hulle silwer en hulle goud hulle vir hulle afgode gemaak, net sodat dit vernietig kan word. Hy het jou kalf verwerp, Samaria. Die kalf was 'n afgod gewees. My toren het teen hulle ontbrand. Hoe lank nog sal hulle nie rein kan wees nie, as hulle dan deel is van Israel? En daardie ding, 'n ambagsman het dit gemaak. Dit is nie 'n God nie. Ja, die kalf van Samaria sal houtspaanders word. As mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. As daar
are aan 'n koringhalm is nie, lewer dit geen koringkorrels nie. As dit dalk iets lewer, sal vreemdes dit insluk. Israel is ingesluk. Nou onder die nasies word soos 'n stuk gereedskap wat geen waarde meer het nie. Want hulle het opgetrek na Assirië. Efraim is 'n eensame wilde donkie. Hulle het ywerige vriende gewerf. Selfs al werf hulle vriende onder die nasies. Ek gaan en hulle nou by mekaar jaag en hulle sal begin wegkwyn onder die las van die koning van vorste. Toe Efraim meer altare gebou het, was dit om te sondig. Dit het vir hom altare geword om mee te sondig. Al skryf ek vir hom my wet 10.000 maal neer, dit word as iets vreemds gereken. Hulle slagoffers vir die genot, vleis sodat hulle kan eet. Die Here, hy aanvaar hulle nie. Nou gaan hy hulle sondeskuld in herinnering roep en hy gaan rekenskap eis oor hulle sondes wat hulle betref. Na Egipte sal hulle terugkeer. Toe Israel sy maker vergeet het, het hy paleise gebou en Juda het versterkte stede meer gemaak. Maar ek gaan vuurslinger teen sy stede en dit sal sy vestings verteer. Vers 7, hierdie eerste woorde, ons neem vers 7 dan as die teks en dan spesifiek hierdie woorde en hierdie beeld of metafoor wat die Here dan Hosea inspireer om te gebruik. Dis 'n landbou metafoor, een van saai. Hy sê, as mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. Ek het nou al by herhaling gesê wat die bedoeling van hierdie Sondag is. Die bedoeling van hierdie Sondag is dat jy onder leiding van die woord van die Here so 'n bietjie reflekteer. Dat jy werklik vir 'n oomblik stil word en terugdink aan die jaar wat verby is. Nou ja, hierdie jaar wat verby is, het dalk vir jou baie hoogtepunte ingehou, maar dalk ook baie laagtepunte. Dit kan ook wees dat jy hier sit met bekommernis in jou hart oor dinge wat vir jou voorlê, wat nog kom as gevolg van dinge van verlede jaar af. En jy sit en wonder, hoe gaan die toekoms vir jou lyk? Nou broer en suster, 'n mens kan laat die verlede jou lewe oorneem en jou lewe totaal oorheers. En dan is die verlede 'n probleem, of die verlede kan vir jou 'n wonderlike skatkamer wees. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. Ek sê weer eens, maak nie saak wat in jou verlede lê nie, wat hierdie jaar gebeur het nie, wat in jou verre verlede lê, van toe jy 'n kind was nie, dit kan vir jou 'n kosbare skat wees. As jy dit op die regte manier gebruik. Jy kan dit beskou as 'n skatkamer waarin jy kan ingaan, jy kan daar rondstap en jy kan sien, o ja, daardie ding, ek onthou daardie ding, en ek onthou dat ek daaruit moes geleer het, en ek onthou dat die toepassing van dit wat ek daar geleer het, is dit. En om die waarheid te sê, dit is nou relevant vir my in die hede. Ek moet nie weer dieselfde doen nie, ek moet nie dieselfde foute herhaal nie, of ek moet nie so maak soos wat aan my gedoen is nie. Dan gebruik jy die verlede as 'n kragtige instrument in jou lewe. En dit is hoe 'n mens dinge in jou lewe oorbrug. Maar as jy nou ook daar rondloop in hierdie skatkamer van jou, ongelukkig, en as jy eerlik is, dan sien jy daar dinge wat jy vir jouself moet sê, dit wat daar gebeur het, dit wat ek daar gedoen het, daardie besluit wat ek geneem het nie uitgewerk nie. Dit was 'n fout. Ek kan die sonde daar sien. Daardie sonde moet ek nie herhaal nie. Om die waarheid te sê, soos ek nou daar staan en vir dit kyk, besef ek is nie daarmee klaar nie. Ek het dit nie gehanteer nie. En hoe jy weet, jy het dit nie opgelos nie, en jy het dit nie afgehandel nie, want in 2025 het hierdie spesifieke sonde 'n paar keer by jou herhaal. Jy kry dit net nie mooi onder beheer nie.
wag 'n bietjie, dit beteken hierdie sonde het my baas geword. Dit het vir my 'n boesem sonde geword. Ek dra dit hier. En ek wil nie dit van 25 na 26 toe met my oordra nie. Ek wil dit hanteer en daar laat. Ek wil dit daarmee klaarmaak. Die Here sê, maak baie seker dat jy dit doen. Hy sê, bekeer jou op die draai van die jaar, want miskien het jy baie wind gesaai die jaar wat verby is. As jy gedink het jy kan net wind saai, jy kan net niks saai en net niks gaan gebeur nie, het ek vir jou 'n baie onaangename boodskap. Die Here sê, wie wind saai, oes 'n storm, oes 'n tornado. 'n Warrelwind is dit nog sag gestel. So, dis baie ernstig dat die Here hier met ons praat oor wat in die verlede lê, onlangse verlede of die verre verlede. Hy sê, moenie met my speletjies speel. Jy kan nie net loop en niks saai en jy verwag ek maar verdra nie. Jy maak maar soos jy wil nie. Ek gaan 'n storm in jou lewe gee. 'n Storm van die proporsies wat jy baie moeilik sal mee kan saamleef of wat jy sal kan hanteer. Dis 'n baie eenvoudige, kragtige beeld hierdie, die beeld van die saaier, en dadelik kan jy sien waar kan ek daarmee heen gaan. En is dit nie relevant nie, ek het eintlik eers vanoggend daaraan gedink. Die beeld van die saaier en die gelykenis van die saaier wat ons Jesus vertel het wat loop, en uit sy sak uit die saad haal van die woord en dit strooi en die saad val op verskillende plekke. Waar het die saad in jou lewe geval in hierdie jaar? Het dit op die pad geval waar die voëls dit vinnig opgepik het en dis weg en jy kan nie eens die preke onthou nie? Het dit tussen die dorings en die dussels geval? Tussen die sonde en dit is daar verstik, dit het opgekom, maar dit het vinnig weer dood gegaan. Was dit op die harde klipbank vinnig opgeskiet, dood gegaan, want daar was nie water nie, daar was nie genoeg voeding nie, of het die saad werklik in vrugbare grond vir jou geval? Die saaier is tog ook die ontvanger, want hoekom saai jy? Jy saai om te oes. En as jy 'n windsaaier is, sê die Here, as jy so met my woord gewerk het, die storm kom. Die storm is hier. En God sê, en hy is nie 'n Afrikaanse liedjieskrywer nie, ek is die storm. En dit is die Almagtige. Dis nie 'n speletjie nie. Hy sê, ek is die storm. En ek kan die storm in jou lewe wees. As jy op hierdie pad gaan aangaan, van wind saai, jy dink jy gaan daarmee wegkom, ek gaan dit nie toelaat nie. Die Here praat met Hosea, sodat hy kan praat met die noordelike deel van die ryk, en die probleem met daardie mense was, dat hulle het vir hulle mooi afgode gemaak, pragtige afgode, kalwers, spesifiek, wat hulle oorgetrek het met goue en silwerplaat, maar die Here sê hulle sal houtlepels van daardie goed maak, éventueel. Houtlepels wat julle gebruik om pot te roer. Is dit julle gode? Die dinge wat julle dink julle gaan verlos? Hou op om leeg te leef. Hulle het onder andere hulle rug op die Here gedraai deur nie by die Here hulp te soek nie, maar by Assirië en by Egipte, by al hulle lekker maatjies wat hulle vir hulle gemaak het. Ek sien baie hoe jong mense dit ook doen, hoe belangrik hulle vriende is, hulle vennootskappe, hoe dat familiebande onbelangrik raak, want jy dink hierdie is die mense wat dwars deur die lewe saam met jou gaan. En dalk het jy hierdie jaar agtergekom, dit was verniet en nutteloos. Baie van hulle het jou intussen tyd in die steek gelaat. Wel, Israel sou dit ook agterkom. Die probleem met 'n afgod is, dis baie maklik om een te kry,
Dit is iets wat jy vir jouself skep, iets waarin jy jou vertroue stel, en dit kan letterlik enige iets wees, of enige persoon wees. Dit kan iets wees wat jy nie aan kan raak nie, soos geleerdheid en kennis. Jy kan van enige ding 'n afgod maak, of van enige persoon. En die Here sê, die tyd, die aandag, die energie, die geld wat jy daar spandeer, is om in die wind te saai. Ek gaan hierdie goed tref, en ek gaan hulle vernietigend tref. Miskien het hy jou al 'n paar keer in hierdie jaar ernstig gewaarsku oor jou afgode. Maar jy luister nie. Miskien het jy 'n paar, soos wat hulle sal sê, noue ontkomings gehad. Wat die Here vir jou sê, daai afgod van jou gaan ek vat. Ek gaan hom van jou af heeltemal wegvat. Maar jy luister nie. Mense is slim, broer en suster. Hulle het allerhande redenasies wanneer jy met hulle praat, maar wanneer jy met die woord van die Here kom, dan het hulle ook vir jou 'n antwoord. Luister ons nog na die woord van die Here. Kom ons vat Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Die beste sekuriteitssisteem wat geld kan koop. Alles, kameras, ligte, beams. Bid jy nog? Vader, beskerm en bewaar ons. Want al daardie dinge is absoluut nutteloos as jy vergeet het om dit te bid. As jy hard werk van die oggend tot die aand om vir jou gesin te sorg, en jy skroom nie, en jy's nie lui nie, maar jy werk baie hard, en jy dink, so gaan ons voorkom, so sal ons eers kom, dan is jy verkeerd as jy nie bid nie. Here, seën my werk, help my, seën ons as 'n gesin, seën ons finansies, want die Here sê, ek sal dit vir hulle wat dit wel van my vra in hulle slaap gee. Jy sien, hoe het ons nie van onsself dalk 'n afgod gemaak nie. En ons vermoë om te kan werk byvoorbeeld. En dan een wat ek vind al meer en meer kontroversieel is, seuns is geskenke van die Here, vers 3, kinders word deur hom gegee, soos pyle in die hand van 'n kruisman, so seuns wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees nie, as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Waar is die seuns? Waar is die kinders? Mense sê dit is te duur. Kan nie kinders hê nie. Die Bybel sê, die Here sorg, die Here help. Hy sê, daar kom 'n dag dat jy met die vyand moet praat, en dan hoop jy het seuns wat hier agter jou staan. En dan hoop jy daar is dogters, wat met daardie seuns kan trou. Anders te gaan jy uitsterf, jy gaan ophou bestaan, want jy saai jou saad in die wind. Dis wat saam bly is. Daardie mense wil nie kinders hê nie. Hulle saai hulle saad in die wind. Dit produseer niks. En uiteindelik kom die dag, dat met die vyand gepraat moet word, maar al die saad is in die wind gesaai. Die Here sê, en dis interessant, daar is 'n verband tussen saai, die saad, uiteindelik, en jy saai wind, maar dan kom hy en hy sê dat eksponensieel dit wat jy gaan oes, hou verband met die wind, maar dit is soveel erger. Dit is soveel meer intens, oorweldigend. Die Here wil dus dit bedoel as 'n waarskuwing vir ons. Mense dink, ag, dis 'n bietjie pret.
dit is tog nie so erg as ek hieraan deelneem nie. Dit kan tog nie so verkeerd wees nie. Ander mense doen baie dinge wat baie erger is wat ek hier doen. Hoe erg kan dit nou wees? Maar dit is nog steeds wind wat jy saai niks. Broers, ek wil 'n beeld gebruik wat ek glo baie van julle en sekere van die susters ook goed verstaan. So jy vat nou jou jaggeweer. Die regte ding is om te doen as jy gaan skiet hom in. Jy sien daai jaggeweer skiet op 50 meter, 5 centimeter onder die kol. Die mees dwaase ding wat jy kan dink, is om te dink, dis goed genoeg. Want as ek reg as ek sê op 100 meter, gaan dit 10 centimeter wees. En op 200 meter gaan dit 20 centimeter wees. Nou 20 centimeter is amper 'n volle liniaal. En gaan skiet 'n springbok wat gewoonlik verder as 200 meter staan. En ek waarborg jou, jy skiet vir hom heeltemal mis. Of jy kwes hom. Jy sien, die punt is, daar waar jy aan die begin 'n klein bietjie verkeerd gegaan het, jy gedink, nee, dit is nie so erg nie, ek kan hier 'n kompromie aangaan, God sal verstaan, maar uiteindelik daar waar jy uitkom, is dit erg. Dis 'n baie groot verskil. Dis totaal mis. Weet jy wat beteken die Griekse woord vir sonde? Hamartia. En ek werk nou spesifiek by die gewraakte verklaring van Kittel. Kittel het gesê dat hamartia is wanneer jy met 'n pyl en 'n boog skiet en jy skiet die teiken mis. Jy mis die doel. Jou lewe mis die doel. So jy dink jy het 'n oes. Die sojas werk dit veral mee soos wat ek verstaan. Hulle moet nie te hoog groei nie. Dan moet jy al reeds 'n spesieus begin raak. Want as hulle so pragtig welig staan, is al die groeiklag in die blare en daar word nie pele gevorm nie. Op jou en dink jy daar's iets, want die res van die vers sê dit ook, maar dan is daar eintlik niks. Sien, dis hoe mense se lewens lyk. As jy nou so terugkyk op hierdie jaar, hoe lyk jou lewe? As jy verder as in 2025, as in Januarie 2025, of is daar baie van presies dieselfde dinge in jou lewe as wat dit was in Januarie 2025? Pragtige plante, maar geen kop en geen pitte om te oes nie. Niks kos nie. En die bietjie wat jy nog wel oes, dit gaan na die monde van vreemdelinge toe, sê die vers. Dit word verslind deur die vreemdelinge. Ek dink ons almal kan hierdie beeld baie goed verstaan, broer en suster. Dis nie 'n moeilike beeld nie. Ek dink wat vir mense moeilik is om te verstaan, is hulle dink God werk so. Hulle dink God is altyd tevrede. God sê altyd maar net, ag, vergewe maar, verskoon maar. Nee, dis ek. Dis nie God nie. Dis tipies wat 'n mens doen. Kom ons sien dit maar oor. Kom ons laat dit hierdie keer verbygaan. Dis nie God nie. God laat dit nie verbygaan nie. Hy sien dit nie oor nie. U behoort dit te weet, as u weet van die kruis op Golgotha. Hy het dit nie oorgesien nie. Hy sê, saai wind, en jy oes 'n stormwind. Die stormwind het op Golgotha om daardie kruis losgebars. Hy sê, en as jy nie gedek word deur die bloed van die lam nie, weet verseker, hierdie speletjie van jou, van windsaaiery, gaan 'n storm oes. Tensy jy tot bekering kom. Maar wie is God? Ek wil jou ook die ander kant wys. Het u geweet, daar was 'n berg waarop Moses en Elia albei was. Onder soortgelyke omstandighede. 500 jaar uit mekaar uit. En hulle het God daar ontmoet. En God het op dieselfde manier in sy wese hom aan hulle geopenbaar. Hy het in sy wese hom geopenbaar aan hulle as 'n sagte koelte, as 'n sagte suising. Dis 'n moeilike woord om te vertaal. As 'n sagte suising, as 'n windstilte, dink ek het 'n vertaling ook een keer gesê.
Elia was absoluut moedeloos as hy daar kom in 1 Konings hoofstuk 19. En dan is daar verskillende manifestasies van wie God is. Onder andere die stormwind. Gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Nou die voorbodes van God wat kom. En daar was 'n geweldige sterk wind, wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. En die wind was die Here nie. En na die wind was daar 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing was daar vuur, en die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n sagte gesuis. En toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra, "Wat maak jy hier, Elia?" Jy sien, broer en suster, dit is God in sy genade vir die gelowige. 'n Sagte gesuis, nie 'n stormwind nie. Daar word selfs gesê deur die profeet Jesaja in hoofstuk 32 vers 2 dat hy is 'n skuiling teen die wind. Ek wil afsluit, broer en suster. Ek vat hierdie gedagte nou na die Nuwe Testament toe vir u. Onthou u daardie nag op die meer van Genesaret, die sogenaamde see van Galilea. Daardie stormagtige nag wat die wind so geloei het en die golwe so hoog geklots het tot binne in die skuit, dat die disippels baie benoud geroep het, "Here, red ons, ons vergaan." Hy het opgestaan, staan daar in Matteus hoofstuk 8, en hy het die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. As jy jou nie gaan bekeer nie, van dit wat jy vind daar in jou verlede, ook in 2025 nie, maak jou reg vir die storm. As jy jou bekeer, en jou vertroue stel in die Here, is hy vir jou 'n wonderlike sagte suising. Galasiërs 6 skryf die apostel Paulus, en 'n mens wonder of Paulus nie maar gedink het aan Hosea nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Wees in beheer van jou lewe, jy en jou geliefde afgode, of die Gees van God. Mag die Here vir jou werklik 'n sagte suising wees, en 'n skuiling teen die wind. Amen. Kom ons sing saam. Skrifbreuming 18:7, vers 1 tot 3 en vers 12. Dit is skrif Openbaring 21, vers 10 tot 27. Hy het my die stad getoon, groot en van die hemel dalend, en deur God se ligglans skoon, soos 'n kleurgesteente stralend, helder soos 'n kristallyn, wat in al sy klaarheid skyn. Rondom reis gedig in krag, 12 poorte in die mere, elkeen voor sy poort op wag, staan die engele glansfigure, bo
staan die poorte op na al die wêreldorde, dat die nasies toe kan loop, van die suid en van die noorde, en van daar waar son en maan nie meer op en onder gaan. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom, hol van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle al daar binne gaan. Ek lees vir u Hosea 10. Hosea 10, ons teks gaan die eerste woorde van vers 2 wees. En ek gaan vanoggend net vers 1 en 2 lees. Net vers 1 en 2 lees, ons kom weer terug ook na Hosea 10 toe. Israel was 'n welige wingerdstok, so ook sy vrugte wat hy gedra het. Hoe meer vrugte hy gedra het, hoe meer altare het hy opgerig. Hoe beter dit met sy land gegaan het, hoe mooier het hulle die gedenkstene gemaak. Hulle harte is vals, nou sal hulle boet. Die Here sal gee, die Here self gaan hulle altare afbreek en hulle gedenkstene verwoes. En u kan sien hoe dat hierdie twee verse, die een wat ons nou net gehad het uit Hosea 8 en hierdie ene direk by mekaar aansluit. Dis 'n landboumetafoor. Is die Here wat kom en vir die volk sê wat is fout, en hy sê vir hulle, maak julle reg, ek gaan dit nie meer verdra nie. So al lyk dit vir u na twee verskillende sake, dis eintlik dieselfde boodskap, maar tog 'n bietjie op 'n dieper vlak wil ek dit neem. En die Here kom hier en hy sê vir hulle, wat is die hart van die probleem? En wat sê die Here, wat is die hart van die probleem? Dis die woorde van ons teks. Hy sê, hulle harte is vals. Hy sê, julle hart is vals. Nou, as jy geluister het na die eerste preek, en die God, die Heilige Gees is jou genadig, dan het jy nou al beginne besef, kyk, ek dink ek moet beginne luister, want daar het sulke dinge gebeur met my die afgelope jaar, en ek dink regtig dinge in my lewe moet beginne omdraai, en dinge moet begin verander, en ek is verantwoordelik daarvoor. Elkeen van ons is verantwoordelik vir sy eie lewe. Ek sal moet luister, en baie mooi luister, want die Here kom nou 'n tweede keer vanuit 'n ander gedeelte uit, en hy kom sê vir my, wat is die eintlike probleem met my, want ek kry dit nie self uitgewerk nie. Ek sukkel om sin te maak van wat is fout met my. En ek besef, die Here het dit vir my met die eerste preek gesê, dit is beter dat ek myself nou beoordeel as wat hy kom en hy oordeel oor my. Dit is beter beoordeel jouself as wat die Here kom en hy oordeel oor jou en oor my. So, dis dan ons tema, ondersoek of jy 'n verdeelde hart het, wat nie die oordeel van God sal ontkom nie. Nou kom ek vertel u nou nog 'n ding wat belangrik is vir die lees van die Bybel. As jy hierdie eerste woorde lees, dan behoort jy, as jy 'n getroue Bybelleser is, vir jouself te sê, wag 'n bietjie, hierdie beeld van die wingerdstok is 'n baie bekende beeld in die Bybel. Ek kan die woord wingerdstok of wynstok gaan opsoek in 'n konkordansie, en ek kan al die plekke gaan nalees waar ek dit vind. En dan sal jy sien, dat die wynstok of die wingerdstok is gewoonlik die volk Israel. Byvoorbeeld, Psalm 80 in vers 8 en Jesaja 5 vers 1 tot 7.
En hoe werk die beeld of die metafoor? As jy dan nou sukkel om dit hier te verstaan, kan jy op die ander plekke gaan kyk. Wel, die Here sê, daar was 'n wilde wingerdstok in Egipte. Hy het hom gevat, dis toe hy hulle uit Egipte uitgelei het. Hy het daai wingerdstok gevat, hy het hom na 'n vrugbare land toe gebring, vrugbare grond. En daar in hierdie vrugbare land, het hy daai wingerdstok opgepas en bewaar en het hom daar in die grond gesit en hy het hom die regte kos gegee en hy het hom water gegee en hy het hom vir jare en jare versorg en hy het daar gekom en hy het gedink, hierdie jaar gaan ek 'n oes hê. Niks nie. En dan het hy volgende jaar weer gekom en hy het gedink, hierdie jaar verseker gaan ek 'n oes hê. En weer niks nie. En so het dit gegaan, jaar in en jaar uit, want wat het hierdie wingerdstokse mense gedoen? Hulle het in die wind gesaai, en daarom was daar nie 'n oes nie. Hulle het niks gesaai nie. Daar was nie 'n vrug aan hierdie wingerdstok nie. En dan kom die Here by 'n punt dat hy sê, maar hoe lank moet ek vir jou wag om by een dag uit te kom? Een dag as ek oud is, dan sal ek die Here dien. Een dag as ek oud is, sal ek diensbaar wees in die kerk van die Here. Nie nou nie, doom nie, een dag. En so begrawe ek jou met een dag op jou lippe. En een dag het nooit gekom nie. En jy het gedink een dag gaan kom. En jou een dag het nooit gekom nie. So uiteindelik staan jy daar as 'n wingerdstok met sulke klein, dowwe, onsmaaklike, suur, gal, bitter, sondige ou vruggies aan jou ou patetiese wingerdstokkie. Dit, broer en suster, is wat met Israel gebeur het. En moenie 'n fout maak nie. Hulle het dit goed gehad. Suid-Afrika is nog 'n land waar dit met ons baie beter gaan op die gemiddeld as wat dit gaan met die res van die wêreld. Ons lewensstandaard hier van die meeste mense in hierdie kerkgebou is hoog, van die hoogste in die wêreld. As u my nie glo nie. Maar ons klaar, ons dink nie so nie. Jy kan maar gaan kyk hoe lewe ander mense in ander lande. Jy dink altyd dat hulle lewe beter. Hulle doen nie. Ons dink maar net so. Israel was ook so. Hulle het geld gehad. Hulle is geseënd geweest. Hulle het hulle geld gespandeer daaraan om vir hulle afgode die mooiste goed te bou. Die mooiste afgode te laat maak. Hulle het geld nie teruggehou nie. Hulle het die geld uitgegee. En nou voel jy weer, dit is ver van my af, dominee. Ek doen nie dit nie. Ek het nie die een of ander Boeddha beeld in my huis nie. Ja, en daai trokkie van jou. Daai heilige trokkie van jou. Wat dink jy is hy? Wat dink jy is daai ding? Of daai kar van jou? Hulle sê Suid-Afrikaners is karmal. Ons is 'n karmal nasie. Ons is die karmalste nasie blykbaar ter wêreld. Daardie telefoon van jou. Dit moet die nuutste, die beste wees. Die beste model. Ek verstaan nie eens al die modelle nie. Jy sit daar en jy aanbid daardie afgod vir ure in die dag. Jy en jou televisie. Jy en jou sport. Jy en jou geleerdheid. Jy en jou geld. Jy en jou beleggings. Jy het nie afgode nie. Broer en suster, ons het almal afgode. En ons dien hulle. Ons spandeer op hulle. As jy moet iets vir jouself koop, ek het iets vir myself gekoop, kom ek gaan wys jou. Gaan wys jy my jou trokkie, of jou bike, of iets van die aard, en iets wat jy daarop gesit het. Ons almal doen dit. Ek het iets vir myself gekoop, jy het iets vir jou afgod dalk gekoop. Wees maar eerlik daaroor. Dis al hoe ons uit hierdie ding gaan kom. Broer en suster, hulle afgod in daardie tyd was Baal, spesifiek. Dis 'n Kanaanitiese afgod, maar hy was deel van 'n groter Kanaanitiese of Foenisiese godepantheon. Die vroulike weergawe was Astarte en Ashera.
Dit was sy meisies en sy vrouens. Dit was 'n vrugbaarheidskultus, met ander woorde, hulle het geglo om 'n beter oes te hê, moet hulle as mense met mekaar omgang hê. Almal wat wil. En dis hoe mense vandag lewe, hoor. Jong mense lewe so. Hulle bly sommer by mekaar. Almal wat wil, almal wat gereed is, almal wat lus het. Dis nie so erg, ons is tog nie getroud nie, sê mense. Dis hulle redenasie. Seks kan 'n afgod word. En dit het inderdaad gebeur. Jy sien, so daardie woord vals. Vra jouself, wat beteken 'n valse hart? Kom ek sê jou, daardie Hebreëse woord, galak, beteken glad, vleiend, bedrieglik. Jy gly sommer so maklik. Dis galak. Die woord se klank sê dit al. Hy gly sommer so lekker oor die tong. Jy gly so lekker tussen God en die afgod. Jy dalk met daardie afgod van jou nog kerk toe gery. Sien, is lekker maklik. Alles balanseer. My lewe is in balans. Dink jy? Jou lewe is nie in balans nie. Die Here Jesus sê in Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Hy sê, dink jy ek kan nie tot binne in jou hart sien nie? Ek, die alwyse, alsiende God. Dink jy ek weet nie hoekom doen jy die dinge wat jy doen nie? Wat is jou diepste motivering nie? Die Here sê vir hierdie volk, ek weet hoekom julle hierdie dinge doen. Nou gaan die tyd kom dat julle skuld gaan moet dra. Daardie afbeeldings, daardie altare van julle gaan afgebreek word. Dit was nie altare wat hulle vir God gebou het nie. God het nooit sulke goed beveel op daardie plekke nie. Daarom weet ons, dit was vir die heidene bedoel. So wat doen jy met jou geld? Wat doen jy met jou talente? Wat doen jy met jou tyd? Wat het jy daarmee gedoen in 2025? Wat het jy daarmee gedoen? Jy het hard gewerk. Kyk daar die boer wat die wind saai, hy lyk besig, nee. Hy loop en hy saai en hy saai. En almal wat hom so staan en kyk en sê, maar die man loop dan daar in die land en hy's besig om niks te saai nie. Mekeer hy iets. Hy kan nie verwag daar gaan iets kom nie. So jy is besig. Maar jy is eintlik besig met die Here se geld, die Here se talente, die Here se goed. En jy is besig om niks te produseer nie, daar gaan geen vrug wees nie, want die Here sê, ek soek vrug in jou lewe. Dan moet vrug in jou boom wees. Wat 'n vrug, as jy nou na jou boompie toe stap, jou geestelike boom vanoggend, as jy hom nou gaan bekyk, wat kry jy aan daai boom? Wat 'n vrug is daar aan daai boom? Is dit maar 'n skamele oes? Of is daar regtig iets? Ons sal terugkom na hierdie vers toe, want die Here sê, hou dood eenvoudig met dit alles op, stop dit. Kyk, een of ander tyd moet jy jouself tot verantwoording roep en vir jouself sê op die naam, Tommy, stop dit. Hou op. Jy kan nie verwag, daar moet iets aan jou boom wees, en jy lees nie jou Bybel nie. Hoeveel van die Bybel het jy deurgelees in hierdie jaar? Want jy kan hom in 'n jaar deurlees. Hoe gereeld het jy gebid en hoe goed was jou gebedslewe? Stop dit. Maak dit reg. Moenie net daaroor praat nie. Moenie net daaroor dink nie. Moenie net sê ek wil dit doen nie. Die Here sê dit in hierdie hoofstuk in vers 12. Ons sal terugkom na die vers toe. Hy sê, saai vir julleself geregtigheid. Doen met ander woorde wat reg is. Oes in barmhartigheid. Breek julle braak liggende grond op. Daardie harde onvrugbare grond. Want dit is tyd om die Here te soek. Totdat hy kom en regverdigheid oor julle laat reën. Soek die Here en hy sê ek sal die reën gee in jou lewe. Dat daar iets kan produseer. Dat daar iets aan jou boom kan wees. Maar hou op. Loop die pad van berou en van bekering. Mense wil nie preke hoor oor sonde nie. Hulle sê, ag, dominee, alweer 'n preek oor sonde. Ons so moeg vir hierdie preke oor die sonde. Kan ons 'n bietjie iets positief kry nie? 'n Preek oor die sonde is vir my geweldig positief.
Want wanneer ek oor die sonde praat, broer en suster, en oor my sonde praat, en oor jou sonde praat, dan kom ek altyd by Christus uit. Berou en bekering is altyd die pad van Christus, dis die pad van die evangelie, dis die enigste oplossing. Daarom kan ek vir jou sê, die pad is oop. Neem die verantwoordelikheid, stop jouself. Hê berou en kom tot bekering. Die boodskap van die evangelie is tog duidelik, die hart van die evangelie is tog duidelik. Moenie so lekker gly tussen God en jou afgod nie. Net God. Ek gebruik sommer Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy kan die ewige lewe hê. As dit jou sterfjaar is, en wie weet? Wie van ons weet of ons nie gaan sterf nie? Dit sluit die kinders in. Enigeen van ons kan sterf in hierdie jaar. Ons ken 'n gesin wat die hele gesin uitgewis is in 'n motorongeluk. Aan die begin van die feesseisoen. Ek is nie seker, ek dink 6 mense, 5 mense. Jong mense, uitgewis. Net die ma het oorgebly, sy was alreeds in die Kaap. So moet jy nie dink, dit kan jou jaar wees. Kan die jaar wees wat jy die Here moet gaan ontmoet, wat dan? So nou broer en suster, vra jouself af, doen nie net 1 punt, wees net op 1 punt net duideliker. Hoe moet daardie vrug in my lewe kom? En die antwoord is in dieselfde beeld. Maar hoe die Here Jesus dieselfde beeld van Israel as die wingerdstok gebruik, en onthou u Johannes 15, waar die Here Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer, elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. En dis die risiko, as jy nie vrug dra nie. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Bly in die Here beteken jy bly aan hom vas, jy hou alleen aan hom vas. Jy laat sy gees jou vul, sodat jy nie maar tevrede is met elke ou vloekie wat uit jou mond uitkom nie. Jy kan dit nie net afmaak met oeps nie, maar jy moet werklik daarmee stop. Jy kan nie redeneer, maar almal by die werk praat so nie. Nee, verander jy almal by die werk deur die vrug wat in jou lewe is. Want nou sê jy dat die vrug van die duiwel wat in ander mense se lewe is besig om jou vrug te word. So wie se skuld is dit nou eintlik? Dis hulle skuld. Jy is nie besig om verantwoordelikheid te aanvaar nie. Jy is nie besig om die pad van berou en bekering te loop nie. Jy is besig om te maak soos Adam wat gesê het, Here, dis die vrou wat U vir my gegee het. Dit was sy gewees. Sy is die probleem, nie ek nie. Paulus skryf, as jy wil weet wat die vrug van die Gees is, gaan lees Galasiërs 5. Dit is nie onduidelik nie. Die vrug van die duiwel is duidelik, hy sê dit hier, die praktyke van die sondige natuur is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek het nie genoeg asem gehad. Maar aan die ander kant sê hy, teen sulke dinge, die dinge wat die Here vir ons sê, as die vrug van die Gees, het die wet niks nie. En dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Wanneer gaan dit in jou lewe wees? Dit was wat veronderstel was om hierdie jaar jou boom te gewees het. Alreeds. Is dit daar? Ek hoop so, broer en suster, as jy wil stry oor jou afgode, as jy gedink het hierdie preek was iets wat vervelend, of hierdie preke was iets wat vervelig, moet ek sê. Die afgode het jou. As jy kwaad geword het hieroor, dan is die afgode groot in jou lewe. As jy bereid is om te sê,
weet daar is afgode en ek weet, ek moet verantwoordelikheid aanvaar om onder leiding van die Heilige Gees met die geklank van God se woord hierdie afgode af te sterwe. Dan broer en suster, is jy naby aan die punt dat hierdie vrug aan jou boom gaan begin verskyn, of aan jou wingerdstok gaan begin verskyn. Mag dit so wees dat die Here gee dat u hierdie proses sal deurgaan in hierdie tyd, voordat ons by die nuwe jaar kom. Amen. Ek gaan nou daartoe oor om die twee broers as diakens te bevestig, en ek wil vra dat Janko en Frikkie na vore sal kom, asseblief. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroers, wat as diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie, en aangesien niemand enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. En vir die doel moet u broers, wat bevestig word en alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens, dis nou om 'n diaken te wees, word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook van die diens van regering. Die woord en die gebede is die kant, en die diens van regering is die ouderlinge. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. En daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diakens, geliefde broers, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse geopenbaar kan word. En saam met u mede-diakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die mede-gelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uit te deel. Sodoende moet u Christus, u mede-gelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat die opdrag is, ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Ek lees eers al 4 die vrae. Is u in die harte daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te leef? En beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broer Frikkie Labeskagnie, wat is hier op jou antwoord? En jou antwoord, Janko? Die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in julle diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is, kom hulle te hulp, spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan
sorg toevertrou is. Wees getrou in julle diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God, laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei, gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat julle ook hulle kan help wat behoefte het, en dink aan die diakens in julle gebede. Ons sing nou saam, en dis nie daar nie, maar u ken die woorde, Psalm 134 vers 4, laat Heer u seën op hul dal, meervoud, hul, en daarna bid ons saam. Laat Heer u seën op hul dal, gegensheid Sion hul bestraal, u wat beveel en dit geskied, o Heer u seën oor al gebied. Ons bid saam, broer en suster. Ons Vader, ons dankie dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg, en ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig, skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde, verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling of moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u liefde seën. Amen. Baie dankie, broers. Daar is nou geleentheid, diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 144, waarby ons nou nie aan die begin uitgekom het nie, maar hy is nie so onmoontlik nie, vers 4 tot 6. Niet my dankie bring, en by die haar, my psalm sal nie sing. Die wat aan Dawid die oorwinning gee,
Oor is 'n swaard vir sy verderf gesmee. Verlos my uit 'n see van ramp en nood, wat vreemde stryg my met 'n wisse dood. Almons spreek leuns en 'n regterhand doen by al eed, leuen word gestaan. Dan sal ons seuns soos plante ons verheug, hoog opgekweek en sterk wees in al ewig. Ons dogters soos pilare na die ys, gebuitel van 'n skone rotspaleis. Ons skere vol van voorraad ongeteld, ons klein vetallose plint oor die veld. Ons beste staar geluid geen bres al om, waar kruis geskree ons stad kan binnekom. Welsalig dus, if ek my sang aan, welsalig is, die volk weet so mag gaan. Welsalig al, wat by die groot genot van volle heil, die Heer het totaal God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.